Watter soort hoorder is jy? Terwyl gelykenisse dikwels gebruik was om die waarheid tasbaar te maak, vind ons in Matteus 13 dat dit nie altyd die geval was nie. Wanneer die disippels kom en vir Jesus vra waarom hy in gelykenisse praat, haal hy die profeet Jesaja aan wanneer hy sê: hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Dis ons uitdaging. Dit is die geval van die gelykenis van die saaier en die saad. Die saad tref die oop pad, die rotsagtige grond, die dorings en die goeie grond. En Jesus beskryf 4 hoorders wat die goeie nuus op verskillende maniere ontvang. Hulle moet hierdie gelykenis ondersoek en vir onsself vra, watter soort hoorder is ek? Probeer ons die evangelie werklik verstaan? Wanneer ons dit oor en oor gehoor het? Let dit bloot oppervlakkig, asof dit alledaags is? Wanneer ons geloof getoets word, plaas ons hoop in alles behalwe die goeie nuus. Of wanneer ons angstig raak oor die sorge van hierdie wêreld, gryp ons telkens na stewige fondamente wat nie bestaan nie. Alles behalwe die evangelie. Die saad wat op die goeie grond val, beskryf 'n heel ander ontvangs. Hierdie hoorder ontvang die woord en hoor dit en verstaan dit. Dit stop egter nie daar nie. Die hoorder is ook bekend vir sy goeie werk, wat 'n verandering van hart toon. Hierdie hoorder dra vrug volgens wat hulle gegee is. Matteus 13 vers 23. Die man by wie daar op die goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soos 100voudig, soos 60voudig, soms 30voudig. Lewer 'n oes op. Jesus beklemtoon dat die nastrewe van hom nie traag of bloot emosioneel is nie. Om hom te volg is nie net 'n emosie of 'n gevoel nie. Dis 'n besluit. Dit vra van ons om God met ons hele wese te volg. In 'n houding van nederigheid, net met 'n oor wat hoor en 'n lewe wat verander, om leerbaar te wees. Dit behels volkome oorgawe aan God en sy wil vir ons lewe. Wat is jou houding voor God vandag? Kan jy met nederigheid reageer op die goeie nuus wat jy hoor?